Gister het ons gekyk na wat dit is om gedoop te word deur die Heilige Gees en toe gesien dat dit beteken dat ons vervul word. Vandag kyk ons na wie is die Heilige Gees en hoe weet ek as hy in my is? Ons Hemelse Vader, hierdie is vir ons so kosbare tyd, om so intens oor U te dink, oor die wese van ons geloof. Ons is so bevoorreg. Dankie dat U vandag weer by ons kom sit. Amen. Ons lees Romeine 8 van vers 5 af. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Vers 9. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. Tot sover. Die Heilige Gees is nie iets ekstra nie. Dis een van die wonders, die ontdekking in hierdie tyd, dat die Heilige Gees doodgewoon die Gees van Christus is. Dis Jesus wat in ons kom bly. En Jesus wat deur ons werk. Die kenmerken in hierdie tyd vir my van Jesus se optrede was sy baie praat oor die koninkryk van God. Ek het nie besef dat hy meer as 100 keer in die 3 evangelies oor die koninkryk van God praat nie. En in die laaste stukkie, na sy opstanding, wat hy 40 keer nog aan hulle verskyn het, het hy wat gedoen? Nog oor die koninkryk van God gepraat. 'n Alternatiewe groep mense wat op 'n nuwe manier leef. Hoekom moet Jesus so baie daaroor praat? Want sien, daar's iets anders in die plek wat eers moet uit. Jesus kan nie inkom nie, want in die gedeelte wat ons gelees het, het gesê, hy praat van ons sondige natuur. Dit wie ek is. Dit hoe ek gemaak is, my eie ek. Jesus kan nie saam met ons sondige natuur regeer nie. Sondige natuur is op homself gefokus. Hy moet uit, sodat Jesus kan in. En die krag van kulture is geweldig sterk. Jy kan, in die ou tyd was dit die Grieke of Romeine gewees, hulle kultuur het hulle hele persoonlikheid, mense se lewenswêreld oorgeneem, hulle het die taal gepraat, hulle het die leefstyl gehad. En jy sien dit vandag nog, as iemand byvoorbeeld van Holland is, of van Duitsland, of 'n Engelsman is, jy hoor dit in sy aksent. Dis diep binne in ons. En so is ons sondige natuur. Dan kry jy nog die dieper goed, waar dit vir geslagte mense oorneem. Die Grieke het byvoorbeeld die Spartane gehad, wat 'n oorlogsugtige groep was, verskriklike dissipline gehad. Maar dit was mense gewees wat geslagte so was. Kinders, seentjies op 7 jaar, het hierdie seentjie al gegaan en dan het hulle hom een kant toe gevat en geweldige dissipline vir hom geleer en hom 'n harde soldaat gemaak. Dit word deel van ons. Die interessante word vir ons vertel in Rigters 12, waar Efraim, een van die stamme van Israel, besluit dat hy die mense van Gilead in die ooste kant van die Jordaan gaan aanval, 'n verrassingsaanval. Hulle misgis hulle egter en die mense in Gilead kry verbasend vinnig hulle soldate reg en hulle weer die aanval af. En toe die mense van Efraim besluit, goed, hulle het nou verloor, die wat oor is, het toe net tussen die bevolking verdwyn en gemaak of hulle mense van die land is en dan op hulle eie tyd oor die Jordaanrivier teruggegaan, elkeen op sy eie. Want die mense van Gilead was voorberei daarvoor gewees. En hulle het vir elkeen wat by 'n drif kom om deur te gaan, gesê om die woord Shibulet te sê. Nou die interessantheid is, die mense van Efraim kon nie Shibulet sê nie, hulle die J was vir hulle te moeilik, het net Sibulet gesê. En dan onmiddellik om uitgevang, dat hy 'n indringer is. Daai moeilikheid om dit wat binne in my is, my identiteit, net so te verander. As dieselfde wees as hulle my moet leer om Engels te praat soos 'n Engelsman. Ek meen, daar is geen manier in die stukkie van my lewe wat oor is nie. Of net as ek in die Kaap toegelaat sou word, as ek die woord ek reg sê, soos die Kaapenaars het sê, ek sou nooit oor die Oranje rivier gekom het nie. En so is dit met die sondige natuur. Hy gee nie sy plek
sommer prys nie. En dis waaroor Pinkstertyd gaan. Pinkster is die tyd waarin ons sondigheid na Jesus toe bring en vir hom sê, Here, kom neem U oor. Laat net U praat. Laat ek lyk soos iemand van U koninkryk. Die bewys of die Gees in ons is 'n eenvoudige toets wat ons aanlê. Ons kyk hoe dit lyk met ons liefde, ons vreugde, ons vrede, ons geduld, ons vriendelikheid, ons goedhartigheid, ons nederigheid en ons selfbeheersing. En as ek sien dat dit nie in plek is nie, help dit nie dat ek sê, ek moet net meer moeite doen, meer erns maak met my geduld nie. Nee, dan gaan jy terug en sê vir Jesus, Here, U het nie die beheer gehad nie. Ek wil die beheer net aan U teruggee. Kom ons doen dit. Hierdie tyd is 'n kosbare tyd, waarin ons na U kom en vir U sê, ons wil deel van U koninkryk wees. Ons wil U verheerlik. Heilige Gees, kom neem beheer. Maak ons lyk soos U kinders lyk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.